Goeiemôre, dit is Sondag die 15de Junie. Vanoggend, Johannes 16 vers 5 tot 15 en ons tema is 3 maal omvattend betrokke. Mag jy, waar jy saam luister, ook God se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef. Mag jy saam met ons in die gemeente weet dat God teenwoordig is, dat God hier is, dat hy ons God is. In Romeine 8 vers 14 skryf Paulus, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dit is my vanoggend 'n voorreg om jou te groet, kind van God, en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God, jou Vader. Kom van Jesus Christus, wat jou Here is, wat vir jou gesterf het aan die kruis en uit die dood uit opgestaan het. Hierdie groet kom vir jou van God die Heilige Gees, hy wat in en deur jou teenwoordig is. Amen. Vanoggend is in die kerk ook Triniteitssondag. Die sondag waarin die kerk herdink die drie eenheid van God. Iets wat ons nie altyd verstaan nie, maar iets wat ons glo wel so is. Daar's twee goed wat mense beïndruk in die kerk en in die teologie en uitstaan. Die een is ewigheid van God en die ander een is die Triniteit, omdat ons nie een van die twee reg behoorlik verstaan nie. Omdat ons nie regtig weet wat ewigheid is nie, want ons leef in 'n sterflike bestaan. Niks wat rondom ons is regtig ewig nie. Ons huise word ouer en ons karre roes. Ja, ons lywe word ouer, ons voel dit, ons sien dit. En dan, daarmee saam die drie eenheid, dat God drie persone is, maar een, dit verstaan ons nie altyd mooi nie. Maar ons weet dat dit so is. Charles McCartney skryf, hy sê onafskeidbaar van die enige ware begrip van God is altyd hierdie twee dogmas. Een, God se ewigheid en God se Triniteit. God die Vader, God die Seun, God die Gees. Iets wat hopeloos buite mense se begrip en verstaan lê. Karl Barth, die groot teoloog, skryf oor die drie eenheid. Hy sê, driemaal verskillend dieselfde. Ons verstaan nie altyd heeltemal so mooi presies hoe dit werk nie, maar ons verstaan dat dit so is. Dat God betrokke is, omvattend betrokke is by ons lewe. God bly God en ons is mense. Ons aanbid God as die Vader wat ons onvoorwaardelik liefhet, ons gemaak het. Ons aanbid God as Jesus, ons Seun, die Verlosser, oudste broer, hoe die Bybel hom ook beskryf, wat vir ons gesterf het en ons sonde op sy skouers gedra het, wat vir ons opgestaan het, die dood namens ons oorwin het, en hou vir ons 'n ewige lewe by hom bewerk. Ons aanbid God as die Heilige Gees, wat in ons teenwoordig is, wat ons help en lei, om soos Christus te wees. Augustinus, die groot kerkvader van Afrika, vertel oor sy eie lewe die storie. Hy sê, hy het gewonder oor die drie eenheid en gesukkel met die teologie daarvan. Toe besluit hy 'n bietjie op die strand te gaan loop om so 'n bietjie helderheid te kry. En terwyl hy op die strand loop, sien hy klein seentjies speel met grafies en met die sand en hulle graue gat. En dan is daar 'n seentjie wat heen en weer hardloop met 'n emmertjie. Dan hardloop hy skolwe toe, skep water, dan hardloop hy terug en gooi dit in die gat. En hy wonder waar die seentjie so ywerig mee besig is en hy vra vir hom, hoorie seun, wat doen jy? En die seentjie sê baie ernstig, hy sê, oom, ek probeer die hele oseaan in hierdie gat kry. En toe skielik verstaan Augustinus 'n baie moeilike begrip, baie eenvoudig. Hy sê hy het probeer om met sy beperkte begrip hierdie onbeperkte God vas te vat. Dis wat hierdie seentjie probeer doen, om hierdie onmoontlike groot see in hierdie klein gaatjie te gooi. Elke mens is 'n weerkaatsing van God, van die drie eenheid. Ons verstaan dit nie altyd mooi nie, maar ons kan God dieper aanbid. Ons kan God meer teenwoordig beleef. En vanoggend gaan ons Johannes 16 lees, wat ons hiermee help, oor die werk van die Heilige Gees, oor die Gees se betrokkenheid in ons lewens. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons kan saam stil word rondom die woord, stil word rondom die Bybel, rondom dit wat U vir ons gegee het om U te ken. Maak die woord vir ons oop. Mag dit tot ons praat, Here, mag dit
'n verskil maak in ons lewens, dat ons 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Johannes 16. Ek het hierdie dinge van die begin af vir julle gesê, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En nie een van julle vra vir my waarheen gaan nie. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel egter vir julle die waarheid. Dit is voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself uitpraat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, wat hy ontvang van my, sal hy ook aan julle bekend maak. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. God is 3 maal omvattend in ons lewens betrokke. En ons besef het veral op 'n Sondag, as ons by mekaar kom in die kerk, as ons na preke luister, as ons saam is in die teenwoordigheid van God. Daar is 'n paar jaar gelede Rebecca McIntyre 'n liedjie gesing, wat 'n klomp ander kunstenaars ook gesing het, en wat hulle baie beroemd gemaak het, wat gaan A Sunday Kind of Love. 'n lied wat ook gesing is deur die bekende Christina Aguilera, nou vandag meer bekend is in die wêreld, en haar beroemd gemaak het. Sy was 8 jaar oud toe sy hom die eerste keer gesing het op TV. En dit gaan daaroor dat die liefde wat mense soek, die liefde wat ware liefde is anders as wat hulle in hulle kultuur vind. In kulture vind ons baie keer liefde vir dinge, liefde vir goeders, vir sekere gewoontes, of sekere kleredrag, of sekere haarstyle, of sekere dinge wat van die dag nou belangrik en daar is. A Sunday Kind of Love is anders. Die lied gaan so, hy sê, I want a Sunday kind of love, a love that lasts past Saturday night. I'd like to know that it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. I want a love that's on the square, that can't seem to find somebody to care. I'm on a lonely road that leads me nowhere. I need a Sunday kind of love. Sondagliefde, die liefde wat God vir ons het, die liefde wat Christus vir ons het, die liefde wat mense by die kerk behoort te kry, die liefde wat die Heilige Gees in ons sigbaar moet maak, ons wat die beeld van Jesus Christus weerspieël. Dis Triniteitsliefde, liefde wat ons op Triniteitssondag vier, en ons bewus maak daarvan dat God omvattend teenwoordig is in ons lewe. Leonard Sweet skryf dit so, hy sê, a Sunday love is not a love triangle, not the bad love triangle, or the triangulated love that pits people against one another, so that one person can control everything and everyone. No, a Sunday love is a Trinity love, a love triangle that comes from Trinitarian, three-way life, love that comes when God is experienced relationally as 3 in 1, not as some abstract theological category, but as loved, the lover, and love. God is vir ons die liefdegewer. Dit is ook Augustinus wat dit vertaal, en dan sê hy, ons kan die Vader vertaal as die liefdegewer, die Seun as die geliefde, en die Heilige Gees as die liefde, wat die liefdegewer en die geliefde verenig. Liefde skep eenheid van saamwees. Waar mense liefde beleef en die liefde uitleef, is hulle een. En God druk sy liefde uit in 3 persone, 'n Vader wat omgee, wat skep, 'n Seun, 'n broer wat alles gee, wat alles op sy skouers dra, wat die dood oorwin,
as die Heilige Gees wat in en deur en saam met ons lewe. Dat God betrokke is in ons lewens, in alle aspekte. Die volgende beeld wat help hiermee is die beeld van 'n blinde skeer. Pastoor vertel hy het gaan ski, en dan sien hy hier tussen die skeers mense met sulke rooi hemde beffies aan, en op het staan blinde skeer en gids. En hy sê, hy kan dit nie verstaan nie, dis vir hom moeilik genoeg om alleen by die bult af te ski en regop te bly en nie te rol dat hy soos 'n groot sneeubal lyk nie. Hoe kan mense nog blind ook ski? En hy sê hy gesels toe by die instrukteur en vra hoe kan 'n blinde persoon ski? En dan sê die instrukteur, elke blinde skeer het 'n gids. Die gids mag voor, langs of agter die blinde persoon ski en daar moet altyd kommunikasie wees. En dis een van twee maniere. Of hulle kap hulle stokke te mekaar om vir die blinde te verseker dat hy hier is, of hy sal bloot net sê, praat oor wat om volgende te doen. En dan is dit die verantwoordelikheid van die blinde skeer om algeheel sy gids te vertrou en dit te doen wat die gids sê. Die lewe is nogal om soos 'n blinde by 'n heuwel af te ski. Ons kan nie eens 'n paar sekondes in die toekoms insien nie, en ons hoef ook nie. Ons moet net vir God vertrou, want God gee vir ons elkeen ons eie gids, die Heilige Gees. Hy wat in en deur ons is, en by ons is. Hoe word ons gelei deur die Heilige Gees? Hoe kan jy soos 'n blinde op die Heilige Gees vertrou? Erken dat hy teenwoordig is in jou lewe. Erken sy leiding deur dit te bely. Vra opnuut elke dag vir die Heilige Gees om betrokke te wees, om jou te help om sy stem te hoor. En dan gee jouself oor. Gee jouself oor en doen wat hy sê. Neem daai stap in vertroue. Gee daai eerste tree. Soos daai blinde skeer begin ski. Daar's 'n storie wat die Heilige Gees en God se omvattende betrokkenheid in ons lewens weerspieël. 'n Vrou met die naam Peggy Pillen skryf in 'n tydskrif, The Guidepost. Sy sê sy wou vir haar sonnaarskooljuffrou, Jane Powell, 'n sjokoladekoek bak. Net om dankie te sê vir die invloed wat Jane Powell op haar lewe gehad het. En dan sê sy blink nogal baie na gedink en sy besluit om 'n koek te bak. En dan skielik as sy begin die goed bymekaar kry, besluit sy nee. Sy gaan eerder 'n suurlemoen kaaskoek bak as 'n sjokoladekoek. En dit vra vars suurlemoene, soveel so dat sy niks het nie en sy ry maar net om te gaan koop. En gaan koop die suurlemoene, bak die koek. En dan is sy met hierdie suurlemoen kaaskoek na Tannie Jane Powell se huis. En hy klop aan die deur en Tannie Jane se man maak oop en hy sê vir haar, ag, sy sal baie bly wees om haar te sien. En dan verduidelik hy dat die Tannie Jane haar been gebreek het en dat sy in die bed vasgekluister is en wat die dokter vir haar gesê, die been sal herstel, maar dit gaan maar 'n rukkie vat. En nou is sy verskriklik gefrustreerd, want sy was maar 'n besige mens. En dan vertel Peggy dat sy na haar kamer te loop en vir haar sê, ag, ek is jammer oor jou been, ek hoop jy voel gou beter, en dan sit sy die kaaskoek op die tafel neer. En dan begin die tannie huil en vra vir haar, hoe het jy geweet? En dan vra Peggy verward, wat geweet? En dan sê Tannie Jane, vandag is ons huweliksherdenking, 55 jaar getroud, en nog elke jaar bak ek vir my man sy gunsteling, suurlemoen kaaskoek. Hoe het jy geweet, dis wat hy van hou, en dat ek dit nie kan bak nie? Dit is 'n baie eenvoudige storie, wat partykeer vir mense toevallig klink, of geheimsinnig, maar dit is eintlik nie. Dis die Heilige Gees. Ja, dis die Heilige Gees wat ons oortuig om klein goedjies te doen, klein liefdesdade, wat mense laat besef dat God betrokke is, dat God teenwoordig is, dat God oral in hulle lewe is. Ja, in die groot goed wat ons doen, maar ook in die klein goedjies, waar ons onsself oorgee om op te tree soos wat God van ons vra. Gehoorsaam te doen dit wat die Gees vir ons sê. Dan sal ons sien
hoe God betrokke is in mense se lewens, hoe God 'n verskil maak in mense se lewens. Johannes 16 vers 15 sê Johannes, alles wat aan die Vader behoort aan my. En wat die Gees van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Daar waar ons in liefde optree, daar waar ons klein Salomonkoekdade doen, val die spreiligte op God, op die drie-enigste God wat teenwoordig is en betrokke is in mense se lewens. Ons sing die lied, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. God stuur ons om te gaan leef deur sy Gees, om te gaan beleef dat hy die Vader is, dat hy die Seun is, om iets van daardie drie-eenheid ook sigbaar te maak in die wêreld. Mag God my en jou gebruik, ons stuur, ons nuttig vind in sy hande. Here, gebruik ons om u liefde sigbaar te maak in die wêreld. Mag ons oop wees in ons oë, in ons gedagtes, in ons harte, ja Here, in ons ore, om u te hoor, om u te sien, om te beleef hoe u as 'n drie-enige God in ons lewens betrokke is. U wat ons Vader is, wat vir ons liefde gee. U wat die Seun is, wat vir ons in die kruis sterf, wat die geliefde van die Vader is. U wat liefde is in praktyk, en ons daarin lei en daarin leer deur die Heilige Gees in ons harte. Here, mag dit 'n liefde wees wat ons uitleef in besonder teenoor u, maar ook teenoor mekaar in 'n geloofsgemeenskap, dat ons mekaar sal opbou en sal bystaan, teenoor mekaar in die wêreld, dat ons ander sal innooi om deel te word van u kerk en u koninkryk, van u huisgesin. Here, ons leef in 'n wêreld wat erg teenoor mekaar is, met oorloë, lande wat op mekaar skiet, lande wat nie in vrede met mekaar kan leef nie, mense wat mekaar haat en vreeslike goed oor mekaar sê, mekaar aanval en doodmaak. Here, mense wat net hulle self verryk en bedrog pleeg en ander onderdruk, mense wat mekaar verkoop. Here, ons het in hierdie wêreld u vrede nodig, u genade, u hoop. Dit kom deur u koninkryk, deur u woord, deur die Gees, deur elkeen van ons wat u kinders is, wat u leef, wat Christus sigbaar maak. Mag ons dit elke dag, Here, nie uit eie krag nie, maar uit u krag doen. U sigbaar maak, teenwoordig maak in die wêreld om ons. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, u ken ons vrese en ons nood. U weet wie in die hospitale is en hulle wat by die huis aansterk, hulle wat wag vir uitslae, wat bang is oor wat dokters vir hulle gesê het. Geef ons hoop en moed en krag, omdat ons weet ons is veilig by u. Dankie vir u liefde en u genade, in Jesus Christus se naam. Amen. Weet jy, die Here voor jou is om jou pad gelyk te maak, dat die Here agter jou is om jou te beskerm, langs jou om jou vas te hou. Ja, die Here is onder jou om jou te dra en bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, deur sy Heilige Gees. Amen.